Goeiemôre, baie welkom by ons gesinsdiens. Dis vir ons vanoggend heerlik om saam met julle te kuier en ek hoop pappa en mamma en al die kinders sit sommer daar rondom die TV of die rekenaar en julle kyk saam na hierdie diens. Ek het natuurlik ook vandag 'n gas hier by my, Brenda kuier hier saam met my, so dit is vir my baie lekker om saam met haar die diens te doen. Baie welkom hier. Ek wonder wie het hierdie week verjaar. Ek hoop julle het 'n heerlike verjaarsdag gehad en dat julle 'n lekker partytjie gehou het. En baie geluk met julle verjaarsdag. Ek hoop julle het 'n wonderlike jaar en mag julle geseën wees. Sommige net so 'n paar afkondigings. Ons het 'n heerlike projek vir julle as gesinne vir hierdie maand. Dit is mos barmhartigheidsmaand. Augustus staan bekend as barmhartigheidsmaand. En ons het 'n projek vir gesinne om vir kinders te help wat in huise is waar daar geen stimulasie is nie. Daar's nie kruite nie, daar's nie inkleerboeke nie, daar's nie puzzles nie, daar's nie speelgoedjies nie. En ons wil vir julle vra spesifiek om kruite en inkleerboeke en puzzles na die kerk toe te bring. Dan gaan ons dit versprei na hierdie kinders toe. Julle weet mos nou, dis skoolvakansie en hierdie arme kinders het niks om te doen nie. So miskien kan julle as gesin so 'n projek begin en 'n paar kruite en puzzles en inkleerboeke bymekaar maak en dit dan na ons kerk toe bring. Daar's nog so 'n paar ander afkondigings en ek nooi julle uit om nou daarna te kyk. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so saam kan wees. As gesinne, as families en ook as gelowiges in die kerk van Here Jesus Christus. Here, dis 'n dag deur U gemaak en ons loof en prys U daarvoor. Mag ons hierdie dag ontvang uit U hand uit as 'n geskenk en mag ons dit juis gebruik om as gesinne en familie saam te wees. Dankie dat ons so rondom U woord kan vergader en dat ons daarna kan luister. Dankie vir elke gesin met wie dit nog goed gaan. Ons is dankbaar, Here, dat ons gesinne nog gesond is. En dankie, Here, dat ons vandag se diens ook vir U kan gee en vra dat U met ons sal praat, dat U hierdie verhaal vir ons weer nuut sal maak en dat dit ons harte sal aanraak, Here. Spreek diep tot in ons harte vandag en mag ons sagte hart en sagte oë vir mense ontwikkel. Baie dankie dat ons dit in Jesus se naam kan vra. Amen. Nou soos ek gesê het, ons is by die tema van barmhartigheid. En ons gaan die verhaal lees van die barmhartige Samaritaan. En ek het vir Brenda gevra dat sy dit vanoggend vir ons sal lees. Kom ons luister daarna. Lukas 10, vers 25. Gee regtig om vir mekaar. 'n Man wat die Bybel goed ken, het besluit om Jesus in die moeilikheid te bring. Hy vra toe 'n moeilike vraag. Meneer, wat moet ek doen om vir altyd in God se nuwe wêreld te kan bly? Ken jy dan nie die wet van Moses nie? Vra Jesus vir hom. Jy weet mos wat in die Bybel staan. Die man antwoord, die wet sê, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat in jou is, en jy moet jou medemens net so lief hê soos jouself. Jy's reg, sê Jesus, gaan doen dit. Dan is daar plek vir jou in God se nuwe wêreld. Die kenners van die Bybel was nog nie tevrede nie. Wie is my medemens van wie die Bybel praat? Jesus vertel toe vir die man 'n verhaal. Eendag het 'n man van Jerusalem na Jerigo toe gestap. Langs die pad val 'n klomp skelms hom aan. Hulle het hom baie seer gemaak, al sy geld en klere gevat en hom vir dood laat lê. 'n Rukkie later stap 'n godsdienstige leier daar verby. Maar toe hy die man daar sien lê, maak hy of hy hom nie sien nie. Hy het gou verbygestap. Later stap nog 'n godsdienstige leier verby. Hy maak ook of hy nie die man sien nie en stap verby. Toe kom daar 'n Samaritaan verby. En soos jy weet, haat die Samaritane en die Israeliete mekaar. Maar toe die Samaritaan sien hoe die arme man lyk, het hy hom jammer gekry. Hy het die man se wonde skoon gemaak, daarna het hy hom op sy donkie getel en na die naaste hotel toe gevat. Daar het hy die beseerde man in die bed gesit. Die volgende oggend moes die Samaritaan verder reis. Hy sê toe vir die eienaar, hier is geld om vir die siek man se kamer te betaal. Kyk mooi na hom. As hier te min geld is, sal ek later die res kom betaal. Ek kom een van die dae weer hier slaap.
Wie van hierdie 3 mans is 'n medemens vir daardie man wat deur die skelms aangeval is? Vra Jesus toe vir die kenner van die Bybel. Daardie een wat goed gedoen het aan die man wat aangerand is, antwoord hy. Mooi so, sê Jesus, gaan doen nou presies dieselfde as hy. Word 'n medemens vir elkeen met wie jy te doen het. Jo, baie dankie Brenda, dis 'n pragtige verhaal. Wil jy nie vir ons sê, wat in hierdie verhaal het vir jou uitgestaan, toe jy dit nou gelees het? Vir die Samaritaan het dit nie saak gemaak wie hierdie man was nie. Al was hy 'n Jood en al hierdie Jode en Samaritane mekaar gehad, het hy hom opreg jammer gekry en dis hoekom hy hom gehelp het. Hy wou hom help. Dis iets baie spesiaal. Ek wil graag vir julle nog 'n storie vertel van 'n leeu en 'n muis. En nou in hierdie storie hoor ons ook iets van barmhartigheid. Nou julle weet 'n leeu is 'n baie groot sterk dier en eendag sit hy in die veld en daar hardloop 'n muis by hom verby. En hy kap die muis so met sy voet en hy hou die muis so vas. Die arme ou muisie skrik so groot en hy sê, "Ag, leeu, asseblief, los my, los my." Die leeu sê, "Nee, ek gaan jou nie los nie. Ek het jou nou gevang en jy is my middagete." Die muisie begin huil en hy sê, "Ag, ek het 'n gesin waarvoor ek moet gaan sorg. Jy moet my los, asseblief tog." En die muis sê, "As jy my los, dan kan ek eendag vir jou 'n guns doen." "Ha ha ha," lag die ou leeu. "Waar sal jy nou eendag vir my 'n guns kan doen? Jy's dan so piep klein. Jy beteken niks nie." "Maar goed, as jy sê jy het 'n gesin en jy het kinders, sal ek jou maar los." En hy laat die muis hardloop. So 'n paar dae daarna word leeu gevang in 'n hok, of eintlik in 'n vangnet. En hy hang daar in die lug en hy kan niks doen nie. En hy brul en hy's kwaad en hy's vies want hy kan nie loop nie. En ons moet onthou, dis die koning van die diereryk en hier is hy nou vasgevang. En hy brul en hy raas en klein muisie hoor dit en hy hardloop nader. En toe leeu weer sien, toe begin klein muisie aan hierdie tou hap en knaag en probeer vir leeu loskry. Leeu sê nog, "Ag nee, wat muis, jy mors jou tyd, dit gaan glad nie werk nie." Maar toe leeu weer sien, het muis 'n groot gat in die tou gebyt of geknaag en kon leeu uitklim. En was hulle twee darm toe nou baie bly. En so het muis vir leeu barmhartige daad gedoen en leeu het vir muis 'n barmhartige daad gedoen. En dit is wat ons dan oor vandag gaan praat, oor barmhartigheid. Weet julle wat dit beteken? Ek wil hê jy moet gou daar vir mamma en pappa vra, dat hulle vir jou sal help met hierdie woord. Wat beteken barmhartigheid? Ek wonder, Brenda, wil jy nie vir ons sê, wat beteken barmhartigheid vir jou nie? Ek dink daai opskrifie van, toe ons die Bybelstorie gelees het, van gee regtig om vir ander, maar dit moet iets wees wat jy opreg bedoel, so dit moet uit jou hart uitkom. Dit maak nie saak wie die persoon is nie, maar as jy dan nou ietsie doen om daai persoon te help, dat jy dit opreg bedoel, uit jou hart uit. Dis baie mooi. Weet julle wat, dat barmhartigheid die woord, kom omtrent 50 keer in die Bybel voor. Dis 'n woord wat saam gebruik word met woorde soos genade, liefde en omgee. In Engels kan ons dit vertaal met mercy of merciful. Ek wil hê julle moet gou na die woord kyk, barmhartigheid. En dan kyk julle, wat staan daar in die middel? Ja, julle is reg, dis die woord hart. En dis wat God van ons verlang. 'n sagte, warm, omgee hart. Ons omgee moet wees soos wat die Here vir ons omgee. Barmhartigheid is hierdie innige meegevoel, soos Brenda gesê het, hierdie innige meegevoel vir mense met swaar kry. Maar tweedens ook, dat ek hulle sal help. Ons het die pragtige gelykenis van die barmhartige Samaritaan gelees. En Jesus het altyd gelykenisse gebruik om iets van God se koninkryk oor te vertel. Jesus is hier in gesprek met die wetsgeleerde, wat vir Jesus 'n vraag vra, maar wie is nou eintlik my naaste?
Jesus gebruik dan hierdie gelykenis om sy vraag te beantwoord. Julle almal ken die verhaal baie goed. En ek wonder of julle kan antwoord en sê, wie was regtig barmhartig? Van al hierdie mense in die verhaal, wie was barmhartig? Ja, dit is baie interessant om te sien. Kerkmense loop daar verby. Hierdie arme man lê daar, hy's half dood. Maar kerkmense loop daar verby en hulle doen niks aan hom nie. Hulle ignoreer hom. Maar dan kom die Samaritaan verby en hy help hom. Wat verder interessant is dat die Jode en die Samaritane was eintlik vyande. Hulle het niks van mekaar gehou nie. Maar dat die Samaritaan afbuk om hierdie man te help. Wat leer ons uit hierdie verhaal? Die eerste wat ons leer is, dat ons moet omgee vir ander mense. Barmhartigheid is een van die mooiste dinge wat jy kan doen. Dit is om God se liefdeshart vir mense te wys. Dis om God vir mense te wys, mense wat veral nie weet hoe lyk hy nie, of hoe liefdevol hy is nie. En is dan om mense anders te hanteer, met deernis en met liefde. God is vir ons so lief. Hy is vir jou en vir my so lief, en is om na hierdie liefde wat God vir ons het, te gaan deel met ander mense. Barmhartigheid is om iets te sê van, ek voel jou seer kry, en ek wil iets daaromtrent doen. Die tweede ding is, wat ons leer in hierdie gelykenis, is ons moet ook net help. Ons moet nie net omgee nie, ons moet nie net sê ek gee om vir jou, of ek is ek is barmhartig oor jou nie. Ons moet iets doen ook daaromtrent. Dit vra van ons om hande en voete te gee aan ons barmhartige harte. Met ander woorde, ons moet iets doen. Soos ons lees in 1 Johannes 3 vers 17. Wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom of haar het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Omgee vra dat ons na ander se belange sal kyk. Barmhartigheid is dus liefde in aksie. Nou weet ek, jy vra miskien, waar begin ek? Daar's soveel nood, daar's soveel swaar kry. Waar moet ek begin? Ek wil julle gou aanraai om die pause-knoppie daar te druk, en dat julle as gesin gou lekker met mekaar gaan gesels. Gesels bietjie oor die vraag, waar het ek al iemand gesien wat swaar kry? Waar het ek al iemand in nood gesien? En die tweede vraag is, hoe kan ek mense help? Ja, ons vra die vraag, waar begin ek? En ek dink die eerste plek waar ons kan begin is mense wat ons pad kruis. Ons maats by die skool, as ek daar iemand sien swaar kry, of iemand as ek in die dorp is en ek sien iemand kry swaar, om dan te help. Ek weet ons moet altyd veilig wees, dis baie belangrik. Ons moenie net enige iemand help nie. Kom ons vra vir mamma of vir pappa, of ons die persoon kan help, want ons moet altyd veilig wees. Maar die eerste plek is om mense te help wat ek sien. Die tweede plek is dat ek by my kerk kan betrokke raak. Ons het nou hierdie pragtige projek van die kinders wat ons wil boekies en inkleerkruite en potlode voorgee. Miskien kan jy besluit, ek gaan so bietjie van my sakgeld vat en ek gaan potlode en kruite en inkleerboeke koop. Elke klein bietjie help. Ons moet dit onthou. Nou ek en Brenda wil graag vandag vir julle 'n praktiese voorbeeld wys. Om vir julle te wys, hoe kan
'n goeie daad 'n verskil maak in hierdie wêreld. Ons het 'n groot bak met water hier. Nou ek gaan sê, kom ons sê hierdie bak met water stel jou lewe voor. Of kom ons sê dit stel die wêreld voor waar ons waar ons lewe. En dan kyk ons, hoe kan barmhartigheid 'n verskil maak? Ek gaan vir Brenda vra om 'n rooi kleursel hier in te gooi. Dan kyk julle of julle kan sien watter verskil maak dit. Renai, wil vra, jy moet ook vir my gou 'n bietjie help. Sien nou maar jy doen nou ietsie, 'n omgee ietsie. Sien nou maar jy bel of WhatsApp vir ouma. Jy kon nou vir ouma vir 'n lang tyd nie sien nie want dit moes nou lockdown en al daai dinge. En sommer net 'n ou oproepie om te sê ouma, hoe gaan dit? En kom ons sê hierdie rooi koeldrank is nou die dingetjie wat jy doen, die goeie ding wat jy doen. Kan jy gou vir ons roer? Renai, lyk dit asof daar 'n verskil is. Ek moet eerlikwaar sê, dit lyk maar nog 'n bietjie min. Lyk nog 'n bietjie min, né? Ja. Maar as ons hierdie water nou vat en ons laat dit chemies ontleed, gaan hulle dadelik vir ons sê, hier is nie net water in nie. Hier's nou suiker en kleursel in, so daar het 'n verskil gekom, al kan ons dit nie sien nie. So, kom ons sê, jy doen nou gereeld. Sien maar, daar het jy vir iemand gehelp, wat dalk 'n bietjie honger was, dalk het jy 'n gesin 'n pot sop gekook, of dalk het jy nou so 'n paar inkleerboeke en hoe lyk dit nou? Kan jy 'n verskil sien? Jy kan 'n groot verskil sien. Kyk hoe mooi raak hierdie water, al hoe rooier. Elke keer as ons iets doen, iets omgees doen vir iemand anders, dan help ons iemand wat seer het of swaar het. Dit lyk wel klein, maar hoe meer en meer ons dit doen in ons omgewing, verander ons omgewing. Nou, ek kan nou ruik, hier's nou lekker koeldrank en jy kan nou begin ruik aan hierdie bak water, maar dit is nie net water nie, dit ruik lekker en as ons hier aan proe, gaan ons proe, maar die water proe soet. So omgee goeders maak dat ons ander mense se lewe beter maak, aangenamer maak. Daai seer en daai swaar so 'n bietjie minder seer en swaar maak. So dit maak 'n verskil. Dit maak 'n groot verskil. Baie dankie daarvoor. So wat ons vir julle wil sê is, moenie dink dat jou daad te klein is of dat dit nie 'n verskil maak nie. Elke klein omgee daad, elke barmhartige daad maak 'n groot verskil. Ek wil graag afsluit met 'n storie. En dis die storie van Emily Hobhouse. Nou sy was 'n Brit wat in Engeland gebly het. En sy het gelewe in die tyd toe Engeland 'n oorlog kom voer het hier in Suid-Afrika teen ons boere. Nou julle weet 'n oorlog is baie wreed. Mense gaan dood en alles word afgebrand en dit is net baie sleg. En die ergste wat gebeur het juis in hierdie tyd is dat terwyl die boere oorlog gevoer het hulle die Engelse, die vroue en die kinders in konsentrasiekampe gesit. Nou jy kan vir mamma en pappa vra dat hulle vir jou verduidelik wat is 'n konsentrasiekamp. Maar is amper soos 'n tronk. Dit is 'n verskriklike slegte plek. En die omstandighede was so baie sleg geweest. Daar was nie genoeg kos nie, daar was nie genoeg water nie. Soms was dit baie koud geweest, ander kere was dit weer verskriklik warm geweest. En dit was net baie, baie sleg. Dit was so sleg dat mense daagliks dood gegaan het in hierdie konsentrasiekampe, omdat die omstandighede so sleg was. Emily kom toe Suid-Afrika toe. En sy was geskok toe sy sien hoe die vrouens en die kinders behandel word deur haar eie mense. Sy kon gedink het, wel dis julle reg, want sy is 'n Engelse vrou. Onthou, Engelse het teen die boere beklei. Die boere was eintlik hulle vyande. So sy kon eintlik gedink het, maar dis julle reg. Dis goed dat julle so gestraf word. Maar alles behalwe. Emily was so ontsteld en sy het besluit om 'n verskil te maak. Sy het gesê, mense kan nie so behandel word nie. Vrouens en kinders kan nie so sleg behandel word nie. Dit is nie volgens die Bybel reg nie. En sy het begin om hulle omstandighede te verbeter. Sy het gemaak dat die vrouens uit die konsentrasiekampe uit kon gaan. Sy het verslae geskryf na Engeland toe en sy het vir hulle leiers gesê wat die swak omstandighede hierso is. Toe die oorlog verby is, het Emily nog gebly in ons land. En sy het vir meisies geleer om te weef en handewerk te doen.
Sy het hulle opgebou en sy het hulle gehelp om weer 'n inkomste te kry. Dit is wat Emily gedoen het. 'n Klein daad van omgee, maar wat 'n groot verskil gemaak het in baie mense se lewens. Aan die einde sê die Here Jesus, gaan maak jy ook seën. Hy is op sy 20 minute, so Okay. ek van daar op, van na die storie, ek gaan net weer daar. Aan die einde van die storie sê Jesus, gaan maak jy ook so. En ek wil vir ons as gesinne uitnooi om te sê, maar kom ons gaan maak ook 'n verskil. Kom ons gaan maak 'n verskil daar waar die Here ons gebruik. Maar ek weet dit is baie keer moeilik en daarom moet ons die hulp van die Here vra. So kom ons bid saam. Here, ons het baie geleer van barmhartigheid vandag. En dis 'n groot opdrag, Here, wat ons besef ons nie op ons eie kan doen nie. Mag ons vir U vra om vir ons te help. Mag ons vir U vra om vir ons oop harte te gee, sensitiewe, sagte harte, warm harte vir ander mense. En mag ons hulle wat op ons pad kom, wat in nood is, mag ons vir hulle help. En ons bid vir almal in ons land wat swaar kry, wat nie kos het nie, wat nie werk het nie, wat om watter omstandighede ook al deur die lewe plat gedruk word, dat U asseblief met hulle sal wees. Maar gebruik vir my, dat ek 'n verskil sal maak waar ek kan. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Gaan loer gerus op ons webwerf, daar is 'n les oor hierdie tema, met agtergrondsinligting waaroor jy kan gesels, daar's geselsvrae en dinge wat julle as familie kan saam doen om barmhartigheid uit te leef. Baie dankie dat julle saam met ons gekyk het vanoggend.